Hittegolftoestande oor die Wes-Kaap, Weskus en Namibië, maar ons sien dan terselfdertyd koeler toestande oor die oostelike somergraangebiede wat groei kan begin vertraag. Hierdie week se AMT landbouweervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Ek weet ek vra dit elke week, maar sal jy asseblief ons 'n groot guns doen en ons volg op YouTube en op Facebook. Dit verseker dat ons hierdie inligting elke week vir jou kan bring. So baie dankie vir jou ondersteuning. Goeiedag. Alhoewel daar in die afgelope tyd hier van 1 tot 7 Maart redelike goeie neerslae oor dele van die land en veral die somergraangebiede voorgekom het, was dit oor die Vrystaat, Noordwes, Gauteng gedeeltes, maar die droë deel wat al 'n droë kol van die begin van die seisoen afmaak oor Mpumalanga, die westelike dele van Mpumalanga, het weer eens maar minder reën gekry. So hoe lyk die reën vir hierdie volgende tyd? Oor die algemeen lyk dit asof hier 'n redelike klompie reën daarom op pad is, maar helaas vir die Mpumalanga gedeeltes, baie dele is dit heeltemal te laat en gaan reën nie meer regtig waar veel help nie. Kyk ons sommer so hier, die 12de Maart, sien ons waar dit gaan reën, Mpumalanga, Vrystaat, Noordwes, die gedeeltes. Dit hou aan hier by 14 Maart, skuif het so 'n bietjie weste kant toe, maar dit bly omtrent noord van Lesotho, soos 'n lyn van oos na wes trek. Teen 16 Maart gaan dit 'n bietjie meer suidwaarts, so dit lyk tog asof dele van die Oos-Kaap ook kan begin reën kry, redelike swaar neerslae oor dele van Mpumalanga, Vrystaat, Gauteng, die gedeeltes. Op 19 Maart skuif dit redelik ver suidweswaarts en kan dele van die Klein Karoo en daardie gedeeltes daarom 'n klompie reën verwag. Kyk ons na opsomming daarvan, die reënval totale 12 tot 18 Maart, dan sien ons die blou en die donkerblou gedeeltes is hoofsaaklik gekonsentreer oor Mpumalanga, Limpopo, Gauteng, die oostelike dele van Noordwes en dele van die Vrystaat. Van 19 tot 25 Maart, 'n bietjie minder reën, maar nou sien ons dit brei uit weste kant toe, so dit lyk asof groot dele van die land reën kan kry in daardie week van 19 tot 25 Maart, maar dit lyk maar ligter neerslae na die weste kant toe. Dit lyk nie asof daar veel reën vir die Wes-Kaap is nie, en veral nie teen die Weskus daardie gedeeltes. Langer termyn, die La Nina het nog aangehou, nog swak La Nina vlakke, is omtrent 2 maande langer as wat ons aanvanklik voorspel het, en dit wys vir ons nog steeds goeie waarskynlikhede vir reën vir Maart, April, Mei. So hierdie reën wat nou in die volgende 2 weke gaan voorkom, is dalk nie die laastes van die seisoen nie. Temperature, ons maksimum temperature, baie hoog Wes-Kaap, Weskus gedeeltes. Dis ongehoord dat temperature van tot 48 grade voorspel word vir die Weskus, Vredendal, daardie gedeeltes. Maar dit is wat hier rondom 12, 13 Maart kan voorkom. Ons kan sien verder ooswaarts, Mpumalanga, die gedeeltes, is ons temperature onder 20 grade, die groen, so dit begin afkoel en dit begin ook die groeitemperature raak minder. Die uiters warm toestande oor die suidwestelike dele gaan aanhou tot omtrent hier by 17 Maart. Temperature gaan nog steeds hier rondom 35 grade wees teen 17, 18 Maart, maar dit gaan omtrent 10 grade afkoeling verteenwoordig teenoor die periode van hier 11 tot 13 Maart. Minimum temperature, ons kan sien oor die oostelike dele van die land, Lesotho, die noordelike dele van die Oos-Kaap, westelike dele van KwaZulu-Natal, dele van die Oos-Vrystaat, Mpumalanga, waar ons minimum temperature onder 10 grade gaan in beweeg. Dit lyk nie asof daar ryp gaan wees nie, maar soos ons genoem het, temperature
gaan te laag word om groei te stimuleer, want temperature onder 10 grade maak dat die groei baie stadig word. Opsommend, daar's redelike hoeveelhede reën oor die sentrale tot oostelike dele van die land vanaf 12 tot 25 Maart, meervoudige dae met reën, so baie bewolkte en koeler toestande, die baie warm toestande oor die Wes-Kaap, maar veral die Weskus en kusgebiede van Namibië gaan voortduur nog vir 'n paar dae en koeler toestande begin voorkom oor die Oos-Kaap, Oos-Vrystaat en in Mpumalanga. Dit kan groei begin vertraag. So ja, mooi loop. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Skakel gerus weer volgende week in.